Goeienaand, baie welkom. Dis ons goeie nuus om 7 en dit is dan die 6de Mei. So ek hoop dat dit met elkeen ook baie goed gaan en dat julle 'n heerlike dag sover het. Ons maak vanaand klaar met ons reeks uit Ester uit. En die laaste hoofstuk van Ester 10 is eintlik 'n baie kort hoofstuk. So ons gaan so 'n bietjie alles net bietjie bymekaar trek. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, dankie vir die lig en die leiding en dat ons elke dag, elke oomblik, elke sekond kan weet, ons het u teenwoordigheid met ons. Daar's nie 'n oomblik wat verbygaan wat u die Gees nie in ons is nie. En daarvoor wil ons u dank, Here, dat dit nie iets is wat ons hoef bang te maak nie, maar iets wat ons kan vul met ontzag en bewondering en 'n diep dankbare vreugde. Dankie vir die geleentheid wat ons kon gehad het om die afgelope klompie weke deur Ester net te leer. En ag Here, hoe wonderlik is u woord nie. Mag ons ook vanaand, o Here, deur u gelei word, dat u Gees op 'n besondere manier in ons werk. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou lees gerus saam met my, wat staan in Ester 10. Koning Ahasveros het die vasteland, sowel as die eilande dwangarbeid laat doen. Al die groot en magtige dinge wat hy gedoen het, en die volle verhaal oor die hoë pos waarin hy vir Mordegai bevorder het, is opgeteken in die annale van die konings van Medië en Persië. Die Jood Mordegai was tweede in bevel onder koning Ahasveros. Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Hy het hom vir die welvaart van sy mense beywer en die veiligheid van al hulle nakomelinge verseker. Nou goed, so net 3 verse, na al die spanning en die intrige en die slapelose nagte, die bankette, die doodsdreigemente, die omkeer, die redding en feesviering, eindig die boek eintlik onverwags stil. As geen dramatiese toneel nie, geen nuwe gebed nie, geen lang toespraak nie, nie 'n eksplisiete vermelding van God nie, eintlik net 'n kort nota oor koning Ahasveros, sy ryk en Mordegai se grootheid. En tog is hierdie kort hoofstuk nie onbelangrik nie, dis soos die laaste akkoord van 'n musiekstuk. Dit bring die verhaal tot rus. Dit wys vir ons waarheen alles beweeg het. God se volk is bewaar, die vyand is oorwin, Mordegai is verhoog en daar's vrede en voorspoed vir die volk. Ester 10, want Mordegai was tweede in rang, hy was groot, hy was 'n liefling by die menigte, en dis eintlik belangrik, dat Mordegai word beskryf as iemand wat die goeie vir sy volk gesoek het, en dat hy welsyn tot sy nageslag gespreek het, met ander dat hy altyd vir hulle ingetree het. So dis eintlik 'n pragtige afsluiting van die verhaal. Die boek begin met 'n heidense koning se mag en 'n koning wat van die toneel verdwyn, en dan eindig dit met 'n Joodse man in 'n posisie van invloed wat sy volk dien. So die boek wat in gevaar en dood begin, draai en dan eindig dit met vrede. So miskien net bietjie iets van 'n voëlvlug, as ons sien hoe die Here se hand deur dit alles werk, al word sy naam nooit direk genoem nie. In hoofstuk 1 word die mag beskryf van koning Ahasveros, hy hou 'n groot fees wat sy rykdom, sy heerlikheid, sy gesag tentoonstel, maar agter al daardie glans sien ons ook 'n leegheid van menslike mag. Die koning is magtig, maar hy is nie wys nie. Hy regeer oor 'n groot ryk, maar hy kan sy eie huis is daar nie regtig baie van geregtigheid en nederigheid nie. En dan in hoofstuk 2 kom Ester op die toneel. 'n Joodse weesmeisie word koningin van Persië. Op die oppervlak lyk dit soos 'n koninklike skoonheidsverhaal, maar in werklikheid is dit die Here wat iemand op 'n spesifieke tyd en plek plaas. En Ester se posisie is nie toevallig nie. God is besig om die verhoog voor te berei vir wat kom. En dan in hoofstuk 3 kom Haman. Hy is hoogmoedig, hy is wreed, hy is vol haat teen Mordegai en die Joodse volk. Hy beplan nie net om Mordegai te vernietig nie, maar die hele volk. En hier sien ons iets van die ou vyandskap tussen God se verbondsvolk en die Satan. Dis groter as net 'n persoonlike konflik. Dis die stryd teen die lyn waardeur die Messias later gebore moes word. En dan in hoofstuk 4, die bekende woorde van Mordegai. Wie weet of jy nie juist met 'n oog op hierdie koningin geword het nie. En hier staan Ester nou voor aanroeping, sy kan nie stil bly, of sy kan probeer stil bly en probeer veilig wees, of sy kan haar lewe waag vir haar volk. En haar antwoord dan, as ek omkom, dan kom ek om. Iets van 'n geloofsmoed, nie selfvertroue nie, maar oorgawe. Ester plaas haar lewe in die hande van haar Here, wat sy nie kan sien nie, maar op wie sy wel vertrou. En dan hoofstuk 5, tree Ester met wysheid en geduld op. Sy storm nie net roekeloos in by die koning nie, sy nooi hom en Haman vir 'n maaltyd. Intussen groei Haman se trots, hy bou 'n galg vir Mordegai,
En dit lyk asof die vyand op die punt staan om te wen. En dan hoofstuk 6, baie interessant. 'n eenvoudige hoofstuk, die koning kan nie slaap nie. Klein sinnetjie. En tog is dit die draaipunt van die hele verhaal. En die koning vra na die kronieke vir hom gelees word en Mordegai se goeie daad word onthou. Haman kom in om Mordegai se dood te vra, maar dan eindig dit deur Mordegai deur die stad te lei en hom te eer. So die Here draai die verhaal eintlik deur iets so eenvoudig soos 'n slapelose nag. En dan hoofstuk 7 kom die waarheid uit. Ester wys Haman aan as die vyand. Die man wat ander wil vernietig word in sy eie galg opgehang. En hier sien ons iets van die Here wat die boosheid ontmasker. Ja, hy laat nie onreg vir altyd net voortgaan nie. In hoofstuk 8 bly daar egter nog 'n probleem. Haman is nou oorlede, hy is dood, maar sy wet staan nog. Nee, die doodsvonnis oor die Jode is nog geldig en daarom nou 'n nuwe dekreet. Die volk het die reg om hulle self te verdedig. Die boodskap word versprei, daar's lig en blydskap en vreugde vir die volk. En dan hoofstuk 9, die dag van vernietiging word 'n dag van oorwinning. Die dag wat bedoel was vir dood word 'n dag van lewe. En daaruit ontstaan die Purim, 'n fees van herinnering. God se volk moet nie vergeet dat die Here hulle bewaar nie. Goed, en dan hoofstuk 10, kort, eenvoudig, rustig. Mordegai is verhoog. Hy soek die goeie vir die volk. Hy tree vir hulle in. Die verhaal eindig nie net met oorlewing nie, maar iets van 'n orde, voorspoed en vrede. Nou goed, een van die belangrikste temas wat ons in Ester kry, is die tema van die Here se voorsienigheid. Al word hy nie genoem nie, is sy hand oral. Ons sien dit in Ester se posisie as koning, in Mordegai se ontdekking van die komplot, die koning se slapelose nag, die tydsberekening van Haman se koms, die ontmaskering van die vyand, die nuwe dekreet, die redding van die volk. So Ester leer ons uit deurgangs dat God nie afwesig is wanneer hy stil lyk nie. Hy werk nie altyd op dramatiese maniere nie. Soms werk hy deur gewone omstandighede en besluite en gesprekke, deur mense se posisies en verantwoordelikhede. En vir my en vir jou is dit 'n diep troos, want ons leef baie keer ook in 'n tye wat ons baie keer wonder, maar waar is die Here se hand in hierdie en daai? Ons sien ook verwarring en bedreiging en swak leierskap en onreg en vrees en onsekerheid. Maar Ester herinner ons dat die Here regeer, selfs al is sy naam nie op die voorblaaie nie. En vir ons geloof is dit kosbaar, dat toeval is nie die verklaring vir ons lewe nie, maar dat daar 'n soewereine God is, wat alle dinge regeer volgens die raad van sy wil. Selfs mense se sondige planne kan die Here se doel nie verydel nie. Haman beplan vernietiging, maar God bring redding. Die galg wat van Mordegai gebrei word Haman se eie einde. Die dag van dood word 'n dag van vreugde. Ester 10 eindig met Mordegai se grootheid. Hy is tweede na die koning en hy gebruik sy posisie nie vir selfsug nie, maar vir diens. Hy soek die goeie van sy volk, hy dien met vrede. En hierin sien ons iets moois, maar ook iets beperk. Mordegai, ja, hy is 'n goeie leier, maar hy is nie die finale verlosser nie. Hy kan vrede soek vir sy volk in Persië, maar hy kan nie die diepste vyand van God se volk oorwin nie. Hy kan iets van 'n politieke veiligheid bring, maar nie versoening met die Here self nie. Hy kan 'n tydelike omkeer bewerk, maar nie ewige verlossing nie. En daarom moet ons van Mordegai af verder kyk en die lyn trek na Christus. Want die boek Ester wys op verskeie maniere vorentoe na die evangelie. Ester tree in vir haar volk en waag haar lewe. Christus doen meer. Hy waag nie net sy lewe nie, hy gee sy lewe. Ester sê as ek omkom, dan moet ek omkom. Jesus gaan doelbewus met die wete dat hy gaan omkom in die plek van sy kinders sterf. Mordegai word verhoog en gebruik sy posisie om die goeie vir die volk te soek. Christus word na sy vernedering verhoog aan die regterhand van die Vader, tree hy vir ons in. Filippense 2 sê dat Jesus homself verneder het tot aan die dood aan die kruis. En daarom is hy deur die Vader weer verhoog. Die groot omkeer van die evangelie, deur vernedering kom verhooging, deur dood kom lewe, deur die kruis, deur vervloekte kruis kom oorwinning. In Ester sien ons 'n volk onder doodsvonnis. In die evangelie sien ons die mensdom onder die regverdige oordeel van God weens sonde. In Ester 'n nuwe dekreet wat lewe bring, in Christus 'n nuwe verbond, verseël in sy bloed, wat die ewige lewe bring. Maar hier is die wonder, dat God skaf nie sy regverdigheid af om ons te red nie. Hy ignoreer nie die wet nie. Jesus vervul die wet in ons plek. God bly regverdig, en hy regverdig die sondaar wat in Christus glo. En dis die hart van die evangelie tog, nie eie verdienste nie,
maar deur Christus alleen, uit genade alleen, deur geloof alleen, tot God alleen se eer. Goed, en dan die vrede vir die volk, die laaste woorde, maar Christus bring groter vrede. Nie net vrede tussen mense nie, maar vrede met God. Romeine 5 vers 1, omdat ons uit die geloof regverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. En dit is die vrede waarvan Ester eintlik nou vorentoe wys. Nie net veiligheid teen Haman nie net oorwinning in Persië nie net 'n politieke rus nie, maar vrede in die Here, deur Jesus Christus. En hierdie vrede is nie net tydelik nie, dis ewig. So hoe leef ons nou vandag, na alles wat ons van Ester gesê het? En dit is eerstens, ons leef met vertroue. Ons weet nie altyd wat die Here doen nie, maar ons weet wie hy is. Die God van Ester is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, en hy leef en regeer steeds. En dan tweedens leef ons met moed. Soos Ester word ons ook op spesifieke tye, op spesifieke plekke geplaas. Ons lewe is nie toevallig nie. Ons roeping is om getrou te wees daar waar die Here ons geplaas het. En dan derdens leef ons uit herinnering. Die Purimfees het Israel gehelp om die Here se redding te onthou. Vir ons is die grootste teken van herinnering is die kruis en die leë graf. En daarom telkens keer ons terug en kyk ons terug na die evangelie. Ons vergeet nie dat ons doodsvonnis verdien het nie. Ons vergeet nie dat Christus in ons plek gesterf het nie. Ons vergeet nie dat ons deur God se genade alleen gered is nie. So, ja, ons vat saam, Ester 10 is kort, maar het sluit die verhaal met hoop af. Die vyand het nie gewen nie, en die vyand het nie die laaste woord gehad nie. Die Here het. En wanneer ons in die lig van Christus daarna kyk, dan weet ons, Jesus is ons enigste middelaar. Hy is die verhoogde koning, hy soek die goeie vir sy kinders, nie net tydelik nie, maar ewig. En daarom kan ons die boek Ester eintlik afsluit met aanbidding. Dat die God wat in Ester se tyd stil en onsigbaar gewerk het, is dieselfde God wat in Christus duidelik en finaal gepraat het. En sy laaste woord oor sy kinders is nie oordeel nie, maar vrede. Nie dood nie, maar lewe, genade. En daarom inderdaad, aan die Here alleen, kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons in U liefde en vrede kan lewe. Dankie dat ons kan weet dat U is 'n God wat regeer en selfs al wonder ons daaroor, hoef ons nooit daarin te twyfel nie. U sit op die troon. U is die koning oor alles en oor almal. En daarom kan ons U vertrou en kan ons weet dat daar waar U ons geplaas het, kan ons in gehoorsaamheid ook ons roeping uitleef, wetend dat U is die Here wat ook besig is om die wêreld voor te berei vir die tweede koms van U seun. 'n Geleentheid waar ons regtig met vreugde en hoop na kan uitsien, wanneer die wêreld nuut gemaak sal word, wanneer ons by U teen fisiese teenwoordigheid sal wees, in U heerlikheid en U van aangesig tot aangesig kan sien. O Here, mag ons dan nou met daai toekomshoop leef, met daai hoop tot eer van U naam. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het 'n pragtige aand en 'n wonderlike week verder. Groetnis.